maar julle is steeds welkom. Hoorie, kom ons begin met lied 430, Kom Skepper Gees, ons sing daarvan vers 1, 3 en 4. Alles is hy. Ja, hy is aan. Is hy aan? Goed, ek geef vir jou myne. Goed. Hallo? Hallo? Ja. Okay. Al die elektronische goede maak, maar ons sien hier agter. Nou ja, sê ek maar weer, ons dink nie so dikwels aan die koms van Jesus nie. En eintlik wat dit vir ons sal beteken nie. So af en toe, dan sal ek nou so droom, hoe sal dit nou wees as die Here nou op die wolke kom? En dan moet ek sê, dan is dit nogal vir my 'n aangename gevoel oor die hart langs, om te dink dat daar vir ons 'n toekomsverwagting. En dit is wat die gelowiges se kosbaarste skat. En dan sien ek nou maar waar ek woon, is daar ook van die wat nie so 'n verwagting het nie. En dan weet ek nie wat ek moet doen nie. Moet ek vir hulle gaan sê, of wat? Maar nou ja, dit is vir die toekoms. Volgende lied is 587, en kyk, hy kom op die wolke, en ons sing net die eerste vers. En ons sing dit met hierdie lewendigheid hier in die hart.
nou gaan ek vra, asseblief kan ons dit weer sing, en dat ons nou regtig, ek wil hoor, want ek hoor net myself hier so in die ding, dat ons regtig sal klink soos iemand wat Jesus gaan verwag. Oké, kom ons probeer dit weer. Kyk, kom, laat ons luister, vanaf die duister, roep wagters met 'n luide stem. Kyk, kom, die koning, waak elk in sy woning, my blye Jerusalem, o neem jou lampe kom, hy staat die bruidegom, halleluja, ons gaan omgroet, ons gaan omgroet, ons gaan omjuichend tegemoet. Ja, dankie, dit was veel beter. Nou ja, hier sal ons nog een, hy kom, en met dieselfde enthousiasme. Vers 1 en 2. Is hy aan? So. Ja, die volgende een is lied 592 en dit is persoonlik een van my gunstelinge. So, kom ons sing lustig saam. Goeiemôre. Dis heerlik om julle te sien. Charlie, waar is jy? Jy was nou net in klein gelowig oor die minkarre 10 minute terug, maar dit is maar ons volkie. Ons kom op 99
al 11 jaar kon ek dit nie regkry nie, maar in elk geval so. Weet jy ook wat jy nou wil probeer nie. Julle, hier is so 'n paar afkondigings, ek hoop julle het julle westerligte in julle hand. Kan ek net vinnig gou sê, Tannie Alida se Bybelskoolklassie, sy is siek, so julle moet asseblief vanoggend net na die bovertrek toe, na Tannie Colleen se klassie toe gaan, julle gaan saam met hulle gaan, okay? So Tannie Colleen, Tannie Alida se klas by Tannie Colleen in die bovertrek. Dan, het my vrou laat weet, iewers het iemand 'n ringerigheidjie of iets verloor, wat sy opgetel het, daar by Kruiskoffie een van die ander, so julle kan met haar gaan beraadslaag oor wat dit is, en wie sinne dit is, of wat ook al. Dan asseblief, al ons kerkraadslede moet tog net onthou, dat ons op pad na die koffie toe, net eers in die konsistorie moet aankom, ons moet vinnig besluit, besluit nie, net iets goedkeur, waaroor almal kennis gekry het, dat ons net, vinnige vergadering. Dan ons kospakkies, wintermark se goeders lê hier, Dinsdag begin wintermark, ons het lyste vir dienswerk, as jy by die kasregister of so kan help, of sommer net help kyk, dat daar nie ouens met langvingers rondloop nie, en neem asseblief kennis daar, of julle kan net kom ondersteun deur die mark te kom loop en 'n paar goedjies te kom koop. Dan by ons bid vir ons gemeente, vra ons vir julle mooi om te bly bid vir ons Malawi uitreik, dan asseblief ook vir die wintermark, maar dan ook baie spesiaal vriende, asseblief vir die street store. Eerskomende Saterdag is dit nou street store, en ons het verlede jaar oor die 600 mense voor klere gegee, vir jaar glo ons gaan dit heelwat meer wees. Ons gee vir hulle ietsie om te eet en ons bid vir hulle. Nou daar is lysies wat jy kan invul om vir ons mee te help. Ek dink een van die lysies is nie Vrydag, wat daar nie is nie, is vir Vrydag hulp, dat ons die goed kan uitsorteer, op hulle plekke kan kry en kan begin ophang en so meer in die saal reg kry. Dit gaan Vrydag van 4 uur al wees. So asseblief, ek wil mooi vra, of julle nie net dalk vir my aanduiding sal kan gee deur die loop van die week, of sommer net by die Lana in die kantoor, of by Andra, wie vir ons Vrydag ook sal kom help. En dan uit die aard van die saak, asseblief Saterdag, as jy enigstens kan help tussen 7, ons kom al 6 uur by mekaar, maar dan 7 uur begin die mense inkom, en dit sal 1 uur stiptelik klaar wees, waarna ons opruim. So, dit gaan nie net aanhou en aanhou nie. So, en as jy nie die hele tyd kan kom, is dit ook goed, kom help asseblief. Dan moet julle aan die agterkant kyk, Feba Radio het hulle 80-jarige verjaardagvieringe. Ek sien ook nou, as jy jou naam op die lys wil sit, vir Street Store, en jy het nou nie vanoggend dit in die lys gesit nie, jy kan hier agter 'n QR-code skandeer, en dan kan jy invul waar jy betrokke wil wees, ook by die Street Store. Sjoe, dis nou groot klomp goed. Dan doen ons ook asseblief voorbinding vir ons gemeente, julle kyk daar, ons dink ook aan ons mense wat gehospitaliseer is, en gehospitaliseer gaan word, en Paula, ek weet jy gaan vir 'n baie groot operasie die week, baie sterkte vir oom ook, ons bid vir jou, dat hy nie weer uitgestel word, dat hy nou gedoen kan word, en dat alles mooi sal loop. Heel laaste, vergun my net die kans om vir die liewe Here en dankie te sê, om by hom te begin vir die reeks wat ons gehad het nou uit Openbaring. Dit is nogal soms uitdagend vir 'n mens, ons het baie keer vooropgestelde idees, maar ek dink die Here het ons wonderlik geseën, uit veral die eerste 2-3 hoofstukke uit, ons maak dan nou vanoggend weer klaar met daardie reeks. Maar dan saam met die Here ook dankie vir mense wat gehelp het om dit 'n belewenis te maak. Ek dink aan Gertrude, vir jou met die musiek en die sang en die goeders en die altyd daar wees, baie dankie. Johan, jy en jou span met Dina en Tiaan wat altyd betyds kom oopmaak en die goed reg kry en gereed is. Die
vroue Andra julle met die sop en die brood, baie dankie vir almal wat daarmee gehelp het. En dan vir Mareike wat ook altyd hier by die Mareike en Paul wat deur die week ook hier was by die tegniese goed en dankie daarvoor. En dan vir Pauline en die span. En ek dink Ria Blackie is by die blomme gewees. So julle kan sien, dit is 'n magtige uitbreiding en dan 'n klomp mense wat gehelp het om dit moontlik te maak. En dan almal wat gekom het. So 'n mooi opkoms, baie dankie vir almal wat in die aande tyd gemaak het in 'n besige week, in die besige programme om hier te kan wees. Ek hoop julle het dit, ek glo julle het dit ook opbouend en inspirerend beleef, soos wat die Here dit bedoel het. Baie dankie vir almal wat hierdie tyd gekom het. En dan ook dankie vir almal wat vanoggend help. Weer by die nagmaal, die diakens en hulle span. Mag dit vir julle elkeen 'n belewenis wees, ook vanoggend met al die sintuie wat ons kan gebruik saam. Goed. Vriende, die Here het opgestaan. En die Here het opgevaar. Vriende, wat volg gewoonlik is 'n seëngroet van die Here, wat die dominee so half namens moes nou die Here se hand opsteek. Nou, ek wil net graag hê dat julle mooi moet weer dink aan wat dit beteken. Ons kry gewoonlik met die seëngroet twee goed: genade en vrede. Genade is 'n guns wat God aan elkeen van ons verleen. Iets wat ons nie verdien nie, maar waardeur hy ons sondes vir ons vergewe. Gratis en verniet. En dan gee hy daarmee saam vir ons die ewige lewe. Dis genade. En genade skep by jou en my gewoonlik iets, en daai iets wat dit skep is 'n vrede. Dit is, party mense noem dit 'n saligheid, 'n wete. Paulus sê, hy kan dit nie beskryf nie, daarom sê hy 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, maar wat tog net op julle harte en gedagtes die wag hou. En daardie vrede is eintlik soos 'n weerkaatsing van God se glimlag in ons lywe, dat ons daai vrede beleef, dat ons met God versoen is, deur Jesus Christus. Nou hierdie genade en hierdie vrede, word deur God die Vader aan ons voorsien. Dit word deur die Heilige Gees aan ons uitgedeel, nadat Jesus Christus dit vir ons verdien het. En daarom kom daai seëngroet ook altyd in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, of soos in Openbaring, die een wat was, wat is en wat kom. So verstaan mooi, as die Here vanmôre vir jou groet. My geliefde kind, genade vir julle, en vrede, van hom wat was, en wat is, en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste, wat uit die dood opgestaan het, en wat heers oor die konings van die aarde. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag, vir ewig en altyd. En daarom kan ons ook opstaan om 2 lofliedere saam te sing. Die eerste ene is lied 590, wat sê, het jy gehoor dat eenmaal hier alles nuut sal staan, dat Jesus by sy weerkoms die dood finaal verslaan. En dan gaan ons sommer net daarna ook, ja, in die ou dae was dit 'n kinderliedjie, maar ek dink dit is sommer nou vir almal, Johannes 14 se woorde, as hy weerkom, kom haal hy sy kinders. Kom ons staan en ons sing hierdie 2 lofliedere heerlik saam. Het jy gehoor dat eenmaal hier alles het sal staan, dat Jesus by sy weerkoms finaal verslaan, as hy van alle hemel
As sy. Ja, ek is voorbereid vir julle vandag. Wag. Voordat ons begin. Kan julle laasweek se rympie onthou, die rympie wat ons heel week onthou? OK, kom ons staan daarvoor. Ons het 'n baie belangrike rympie geleer. Help vir ons gou met daai rympie? Ja, sê. As het julle gehoor, ons het mooi geleer in Pinkster en selfs van die ander het laas Sondag af onthou. OK, dink julle die groot mense gaan dit verstaan? Ek weet ook nie, nee, dis 'n lang rympie. Kom ons sê dit net gou weer vir hulle ander. Kom ons kyk. Ons moet luister en aanhou. Jesus is by. Well done. OK. Nou terwyl Jesus hierdie rympie vir ons geleer het hierdie week, is dit nou die laaste keer dat ons uit Openbaring uit gaan lees vandag. En ek het nou hier vir julle 3 bekers gebring. OK. So, ek gaan nou gou hier ingooi. OK. So, wat dink julle? Ek gaan gou die bekertjie omstuur, dan voel hom. En dan sê julle vir my wat is daarin? Stuur hom aan? Hoe voel hy? Koud. OK. Alright. Sê. Swaar en koud. OK. Ja, dit is 'n stewige bekertjie. OK. Alright. Dan gaan ons nou gou na die ene kyk. Nee, ons gaan vir hom ingooi. OK, so julle nou versigtig. Voel hom weer, dan sê julle vir my, wat voel julle nou? Hy's warm. Julle hom mooi aangee, moenie uitval nie, hè? Lekker warm. OK. Jy gebrand nou. Oepsie, julle rof aangegee. OK. Goed, ons het dan nou al warm water en ons het koue water. Medium koud warm. Wat is medium koud warm? Hoe voel hy? Sy sê is koud. Wat sê jy? Is dit koud of warm? Weet jy? Is dit beter? Lou warm. OK, so sê gou vir my, terwyl julle so voel in die bekertjie water, sê gou vir my, as dit nou warm is op 'n dag, lekker warm. Wat die ene van hierdie bekertjies gaan jy van, die bloue, die witte of die groene? OK, hoekom? Is lekker koud. As jy nou in die winter 'n seer keel het, en jou keel is nie lekker, wat die ene gaan jy dan gevind? Die warm ene. OK, want 'n ou kan met die warm ene, wat kan hy ook nog maak? Jy kan tee maak, ja, koffie, en dit is gewoon lekker. Jy kan bad op daar as jy wil. En die ander ene, gaan 'n ou dit drink. Hoekom nie? Dis in die middel van warm en koud. Dis nie hemel of jy daar nie. Nou weet julle, ons gaan die gedeelte wat ons vandag gaan dit oor sulke goed. Jesus sê vandag vir ons moenie soos lou water wees nie. Hy sê hy hou nie van half-halfie. Either here nor there. Hy hou nie daarvan nie. Hy sê ons moet hom lief hê. En daarom moet ons warm wees of koud. Maar ons moet nie tussenin wees nie. OK?
So om warm te wees, kom ons sê nou maar ons hou van warm, want dit is nou winter, nee. En warm beteken ons sê ons as iemand jou lief het, dis 'n warm gevoel, nee. So kom ons sê warm. Jesus sê ons moet nou warm wees, met ons hele hart. So ons moet hom met ons hele hart, en hoe het ons hom met ons hele hart lief? Baie maklik, ja. Liefde gee, maar hoe? Ons, ja? Ok, julle gaan nou klomp goeders vir my sê. Nee. Wat is die rypie wat ons vandag, wat ons gelees het? Moet luister, aanhou, want ons by ons, en dan as ons die groot mense sê, dan verander die laaste enetjie so bietjie, dan sê ons moet luister en aanhou, want Jesus wat by ons is koning. En dit beteken hy regeer. Hy is die belangrikste ene. Ok. So hoe is ons lief vir Jesus? Hoe gee ons hom warm liefde? Deur te luister. By ons, en hy is die koning. Alright, kom ons sê het vir oulaas lekker hard. Luister. Hy is by ons en hy is koning, 100%. Right, kom ons bid net gou saam. Liewe Jesus, dankie dat ons hierdie week kon luister hoe u met die 7 gemeentes wat eintlik maar net die briewe vir ons wil sê, die wil vir ons almal aanspreek. Hoe ons moet leef, wat ons moet doen, hoe ons onsself kan verbeter. U is 'n genadige God wat lief is vir ons en daarom wil u hê moet ons vir u terug lief wees. En u het vir ons geleer, ons moet luister, ons moet aanhou, en ons moet onthou, u wat by ons is die koning van alle mense en dinge. En mag ons dit onthou, help ons om warm te bly vir u. Dat ons nie lou sal word nie, Jesus. Want lou water spoeg u graag uit. En ons wil hê u moet ons uitspoeg nie. So ons kry waarskuwing vandag. Mag ons hoor wat u vir ons sê, en mag ons so gaan lewe as ons hier uitstap. Ons is vir u baie lief, mag wat ons sê en doen, dit vir die wêreld wys. Amen. Right, Stefan, ek gaan gou vir jou gee, en dan kan elkeen enetjie vat, ok? Hou jy gou vir hulle, ek moet gou hier regmaak vir nagmaal weer. Daar sê, elkeen vir julle kan enetjie kry. Daar sê, dan nie echt een skoenpot, so maar net hier sit. Daar sê, hy behoort nie te val nie. Jy kan sommer daar op die trappie sit asseblief. Dankie Rensja. Nou, akkie, julle ou gewaad op in die papier, dit is ook baie dankie. Openbaring 3, ek hoop julle is al daar. Vriende, terwyl ons by Openbaring is, kan ek net gou weer, asseblief, begin my tog net weer, om die ding in die konteks te plaas, hierdie brief. Johannes, terwyl hy op Patmos is deur die Here Jesus self besoek. Dit sê vir ons baie mooi daar in Openbaring 1. En dan kry hy die opdrag om 7 briewe aan 7 gemeentes te stuur. Maar hy stuur dit as een boodskap, nie aparte briewe nie. Want elke gemeente moes hoor, moes alles hoor, sodat almal oor hulle eie lewe en roeping kon dink. Daarom eindig elkeen van hierdie briewe met die volgende woorde. Elkeen wat hoor moet luister wat die Gees vir die gemeentes sê. 'n Baie interessante ding is die getal 7 beteken volheid, volmaaktheid. Die briewe is dus nie net vir daardie gemeentes geskryf nie, maar vir die volle kerk van Christus. En daarom ook vir ons, vir vandag.
Nou hierdie briewe het elkeen van hulle het so 3 dele waarby ons stil gestaan het. In die eerste plek stel Jesus hom elke keer voor aan hulle. Wie hy is, hoe hy en elke keer stel hy hom voor op ander maniere wat relevant is vir hulle gemeente en hoe hy ook is. En dan, as hy hom voorgestel en dan sê hy vir die gemeente, wat sien hy daar by hulle gebeur? Wat hulle reg doen en ja, ook wat hulle verkeerd doen. En daarom eindig elkeen van hierdie 7 briewe ook dan met 'n oproep om aan te hou, vol te hou en selfs baie keer om ons te bekeer. En so gee die briewe saam 'n volledige beeld van die kerk se sterk en swak punte, haar versoekings en ook haar hoop. Ons kom vandag by die laaste van die 7 gemeentes en dit is die gemeente in Openbaring Laodicea. Nou dit beteken dat ons erediens dan nou die laaste een is van die reeks en die laaste brief, die laaste oproep, die laaste ernstige woord. Nou julle moet verstaan, Laodicea was nie sommer net enige stad nie. Dit was 'n sentrum van rykdom en vooruitgang. En dit was geleë in een van die belangrikste handelsroetes van die van daardie tyd. So hulle het gefloreer, daar's handel gedryf, die bankwese was baie goed en daar was heelwat nywerhede. Laodicea was veral bekend vir hulle baie fyn wolklere. Maar hulle was wêreldberoemd vir hulle universiteit. En hulle universiteit het selfs 'n mediese fakulteit gehad. En by hierdie mediese fakulteit het hulle 'n baie bekende oogsalf onder andere, is een van die groot goeders wat hulle gedoen het. Het hulle daar vervaardig en ontwikkel en dan nou ook wêreldwyd versprei. So hierdie mense het werklik alles gehad. Ek bedoel, daar was op 'n stadium 'n aardbewing in die stad wat die stad redelik verwoes het. Hulle het niemand vir hulp gevra nie. Hulle was so welvarend, hulle het sommer alles self reggemaak. Niemand se hulp nodig gehad nie. En so het Laodicea ook dan nou 'n baie bloeiende, goeie, voortvarende gemeente gehad, wat sy ontstaan heel waarskynlik te danke gehad het in die eerste plek aan die groot Joodse bevolking. Ek dink hulle praat van oor die 50.000 Jode wat in daardie stad gebly het. En wat dan nou van Jesus gehoor het en tot bekering gekom het. Hierdie gemeente is heel waarskynlik deur Epaphras, 'n reisgenoot van Paulus in sy 3de sendingreis gestig. En hulle was 'n gemeente wat finansiëel ook nie baie swaar gekry het. Geen gebrek geken nie. Hulle was selfvoorsienend. En dan kom die Here ook aan hulle met 'n verdoemende uitspraak. 5 van die 7 gemeentes kry so vermaaning. En hy sê, pas op, ek mag julle dalk uit my mond uitspoeg. Dink in die eerste plek gou vir jouself so bietjie, as Jesus Christus self vir Belwel-Wes 'n brief sou skryf. En enige van hierdie 7 boodskappe, maar dan vanoggend se perspektief hierdie boodskap sou kry, wat sou ek in my binneste gevoel het? Hoe sou dit daaroor gedink het? Kom ons lees hier van vers 14 af. Skrywer aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf
om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Vriende, wanneer Jesus hierdie gemeente aanspreek, sê hy iets wat hulle sekerlik geskok het. Hy sê vir hulle in vers 15 en 16, ek ken julle werke, dat julle nie koud nie en ook nie warm is nie, julle is lou. Nou om dit 'n klein bietjie beter te verstaan, moet julle nou so 'n stukkie agtergrond verder van Laodicea, is dat Laodicea as stad nie sy eie waterbron gehad het nie. Kyk, hier in Kaapstad het ons mos 'n klomp damme wat ons fyn dophou wat vir ons water gee. Laodicea het geen waterbron gehad nie. Maar daar is met groot kundigheid 'n waterkanaal na hulle toe aangelê van sandsteen van Hierapolis af, wat so 9 kilometer van hulle af is. Nou Hierapolis was weer baie bekend vir sy warmwaterbronne. So vir Laodicea het dit nodig gehad dat daai water van Hierapolis af na hulle toe kom, via die kanaal van 9 kilometer, of aangery op waans. So wanneer daai warm water gelaai word en by die tyd wat dit by Laodicea kom, is dit lou. Dis nie koud nie, dis nie lekker vir die warm tyd nie, maar dis ook nie warm nie, dis nie genesend nie. En daarom moes hulle klomp dinge in plek kry om dan ook met die water te behandel totdat dit nou weer drinkbaar is vir die mense en verskafbaar is. So Jesus gebruik hierdie beeld om hulle geestelike toestand te beskryf. Nou, hulle geloof was nie openlik vyandig teenoor God nie. Maar dit was beslis ook nie vurig, lewendig en toegewyd nie. Hulle was middelmatig, onverskillig, en daar was by hulle nie 'n oorgawe nie. Dis tragies dat hulle nie self besef het waar hulle is nie. Vers 17 lees ons, hulle het gesê, ons is ryk, ons het alles, ons het niks nodig nie. Maar dan sê Jesus vir hulle verder, julle weet nie dat julle ellendig, bejammeringswaardig, arm, blind en naak is nie. En hier lê die kern van die hele groot probleem. Die mooi kanselwoord is hulle selfgenoegsaam. In Afrikaans sê hulle is groot kop of windgat. Sunny was so dogtertjie van so groot, min of meer. En, baie voorbeeldige meisietjie, skander aan die gang. En sy het op 'n dag 'n bietjie weer agtergekom, haar boeties is agter 'n deur besig om 'n klomp stoutigheid aan te vang. En het sy deur die sleutelgat gestaan en loer om te kyk wat vang hulle aan sodat sy lekker vir mamma kan gaan vertel en hulle weer hulle powder bietjie kan braai. En terwyl sy so lekker besig was om inligting agter mekaar te maak, toe kom mamma skielik onverwags in die gang af. En daar word sy betrap met hierdie afloerder. En toe sy nou eintlik op die ou en die een wat skaam is, want mamma vra toe nou, wat doen jy? Uit die aard van die saak. Mamma was ook seker 'n juffrou, want as 'n juffrou vir jou vra, wat doen jy, dan gaan dit so hier in jou rug af. Vra my, ek weet, ek bly met 2 van hulle. Toe sy die een wat skaam is,
Nou dit is eintlik wat met Laodicea ook in 'n sekere sin gebeur het. Hulle het nogal gedink, hulle is 'n bietjie beter, hulle is 'n bietjie soeter, hulle is die ouens wat kan vertel as die ander ouens nie lekker op hulle plaas, op hulle plek is. En met hierdie brief is hulle aan die einde van die dag hier voor die sleutelgat word hulle betrap. Vriende, ons is ook sannies as ons dink ons is beter as ander. En ons selftevrede, ons self op die skouer klop. Maar God is nie beïndruk met ons medaljes nie. Want hy sê ons binnestens klop baie keer nie met ons buitenskant nie. So dit was nie rykdom wat Laodicea se probleem was nie. Wat die probleem was wat die rykdom aan hulle gedoen het. Ons sien dit baie keer in sendingwerk ook, as ons na mense na gemeenskappe uitreik, en dan vir hulle gaan doen wat ons dink vir hulle die beste is. Ons leef nie in hulle skoene nie, ons stap nie daar nie, ons ken nie hulle omgewing nie, maar ons besluit wat vir hulle die beste is. En so het hulle ook begin glo, hulle het God ook nie meer nodig nie, want hulle weet dan nou so mooi alles. En hulle het hulle veiligheid gesien in hulle besittings, hulle kan hulle stad opbou as dit breek, wat het hulle nodig? En hierdie gesindheid, sê die Here, het al hoe meer deur begin syfer na die hele gemeente toe. Want skielik was daar nie meer 'n diep afhanklikheid van die Here nie. En dit het ons mos nou die week 'n keer of wat gehoor, afhanklikheid is een van die groot goedes, want my krag kom juist tot volle werking, juist dan. Daar was by hulle min geestelike erns. Hulle betrokkenheid, sê die Here, was oppervlakkig. En daarom het liefde en die opregte gemeenskap begin verdwyn. Hulle het met 'n minimum by God probeer klaarkom. En dit is presies wat 'n lou geloof is. As ek my hele week leef, op my eie, en net so hier en daar, 'n geskiedgebedjie, of dalk so een keer 'n maand in die kerk kom. Want geloof was daar nog, maar geen vuur nie, geen passie nie, geen oorgawe nie. En soos Openbaring sê, mag dit vandag dalk een van ons groot probleme in die kerk wees. Die roepstem van die Here sê vir ons wat opvallend is dat Jesus nie hierdie gemeente eenvoudig net so verwerp het nie. Hoor julle dit? Net voordat dit vreeslik swaar in ons gemoed gaan. Hy roep hulle, hy sê, ek raai julle aan om by my goud te koop wat met vuur gelouter is, om by my wit klere te kom kry. Kom kryf julle oogsalf by my, in plaas van by die universiteit. Hy praat doelbewus in terme wat hulle verstaan. Hy sê hulle stad was ryk, maar dit bied nie ware rykdom nie. Kom ons gaan kyk na al die groot stede oor die duisende jare se geskiedenis. Hoeveel van hulle het regtig die tyd van die toets deurstaan? Alles vergaan wat ons op aarde skep. Geboue, stede, alles. Goud. Noem maar op. Die Here sê vir hulle, ja, julle kan klere vervaardig en dit dalk fyn wol klere hê, maar julle klere kan nie aan julle die reinheid bied en die waardigheid wat my klere vir julle gaan gee. So kom kry asseblief julle oogsalf. Vergeet van julle oogsalf wat julle maak. En kom kry geestelike insig. Soos wat ons daai liedjie sing, open my eyes, Lord, I want to see Jesus. To reach out and touch him, to say that I love him.
Laodicea, alles waarop hulle staat gemaak het, was eintlik onvoldoende. Dit is net by Jesus wat ons ware lewe kry. En waarom sê Jesus hierdie swaar goeters? Die antwoord is aan vers 19. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Almal wat ek lief het, is hulle wat ek so bietjie oor die vingers stik. Dis nie woorde van 'n veroordelende God nie, vriende. Dis woorde van 'n liefdevolle Vader God, wat ons net wil nader trek. Wat om vaders naam nie sy kinders wil verloor nie. En daarom kom hy met die mees aangrypende beeld seker wat ons in die Bybel het. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Is dit nie jammer, selfskokkend dat Jesus buite kan staan, buite sy eie gemeente? Gemeente bestaan terwille van hom, maar hy staan buite en hy klop. Hy is nie meer sentraal nie, hy is uitgestuur. Maar hy loop nie weg nie. Hoor julle, hy loop nie weg nie, hy bly en hy klop. Ons het donderdag aand gehoor, die een wat permanent deure oop en toesluit, dwing ook nie deure oop nie. Hy respekteer keuses. Hy nooi dringend, geduldig, vol genade, maar hy skop nie 'n deur af nie. En so herinner die beeld vir ons, dat die deur van my hart, waarby hy staan en klop, net van binne af oopgemaak kan word. Die verantwoordelikheid lê by die gemeente, en lê by jou en my, by elkeen van ons. So miskien moet ons dalk nie Jesus se oproep vandag net as 'n waarskuwing sien nie, maar ook as 'n vriendelike uitnodiging. In vers 20 sê hy, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom en saam met hom eet, saam kuier. Dis 'n uitnodiging. Deur die een wat ook vir ons 'n klippie gegee het. Soos vir Pergamum. Hy wil met ons 'n diep persoonlike gemeenskap hê. En as hy daai spierwit klippie, dit was die gebruik gewees in Pergamum vir mense gegee het, dan nooi hy mense ook na hom toe. En as hy by jou deur staan en klop, dan wil hy net die wit klippie vir jou aflewer. En vir jou sê, ek wil vir jou graag innooi, ek wil graag teenoor jou liefde leef. En dit bring ons by vanoggend se nagmaalstafel. Jesus nooi ons om in 'n verhouding met hom te leef. En hy gee alles vir ons, die kos, alles. Vandag hoor ons ook die klere, die goud. Hy gee dit vir ons, hy gee homself vir ons. Hy kom herstel wat gebreek is. Maar die nagmaal is nie net daai troos nie, dis ook 'n oproep. Om ons te herinner dat die geloof nie oppervlakkig en halfhartig kan wees nie. Jesus het hom nie net halfpad vir ons gegee nie. Hy het alles gegee. En daarom is die enigste reaksie 'n volle teruggawe. Vriende, ek wil begin klaarmaak. Hierdie teks vra dat ons elkeen eerlik na hom en haarself sal kyk. En ons moet weet, ons leef ook in 'n wêreld waar ons baie gerief het. Almal van ons wat vanmôre hier sit in die top 10% van die land se ekonomiese klas. Jy mag dit dalk nie onthou nie, maar ek sê nou vir jou, gaan tel die getalle, dit is so. Ons leef ook met daai selfstandigheid. Dit is baie maklik om ons eie vermoëns te kan vertrou. Ons sekuriteit en ons geld en sukses te vind. En voordat ons weer sien geestelik lou te word en passief te raak.
Die vraag vanoggend is of ons geloof het nie. Die vraag is, hoe lyk hierdie geloof van ons? Is dit lewendig en afhanklik van God, of gemaklik en selfgenoegsaam, sodat by my pas? Holman Hunt het 'n baie beroemde skildery oor Openbaring 3 vers 20 geskilder, en hy hang daar in die St. Paul's Kathedraal in Londen. Ek het die voorreg gehad om dit te sien. Interessant van die deur waarin Jesus staan en klop, daai deur het nie nêrens 'n handvatsel nie, aan die buitekant nie. Want Jesus forceer nie sy pad oop nie, wil hy daardeur sê. Hy skop nie deure af nie. Jy kan al knaand staan en klop. Maar die besluit om oop te maak bly jou myne. Die Christendom is uniek in sy prentjie, in dat ons 'n God aanbid wat soek na ons, nie andersom nie. Ons het 'n God wat soek na ons. Daarom hou Jesus 'n lantern vas, wat beteken hy is die lig vir die wêreld. Maar as jy mooi na daai lantern sal kyk, is daai lantern sewekantig. Dit wys dat die 7 gemeentes van Openbaring die lig vir die wêreld in sy hand is. Jesus roep ons as Jesus volgelinge uit ons veilige ruimtes die wêreld in om daar sy lig te versprei. So die Here roep ons terug na 'n plek van afhanklikheid. Vriende, ons moet indringend kyk na hoeveel tyd ons as gemeente spandeer aan gebed. Nie net in die erediens nie, maar ook buiteom. So Blakkie, ek glo met my hele hart dat jy en Ria vandag by die koffie oorval gaan word by mense wat by intersessie wil aansluit. En as hulle nie op 'n Dinsdag gaan vergader nie, gaan hulle vir jou vertel op watter dae hulle bereid is om te kom saam bid. En dan gaan ons dit reël. Want dit is waar ons afhanklikheid van die Here begin. En dit is nie net goed genoeg dat ons dit een doen nie, ons moet dit ook saam doen. En in die tweede plek gaan ons 'n belofte vandag maak, dat ons meer tyd met hom gaan spandeer. En dis bietjie meer persoonlik. Om die tyd wat ons in die oggende, wat heel waarskynlik ook maar net 5 minute is, of so hastig, dat dit 'n bietjie langer gaan word, en ek 'n bietjie vroeër sal opstaan. Ja, baie keer ry ons in die karre selfs, en ons luister na preke, maar ons luister nie na die woord van God nie. Ons het nodig om sy woord te bestudeer. So dit is mooi om na die preke en goedes te luister, maar ons weet ook hoe maklik word dit onderbreek deur 'n oproep. As jy daai tyd spandeer om dit net dit te doen, dan is dit goed. Want dan is dit tyd met die Here. En vriende, jy gaan verbaas staan hoe jou dag verander. Ook daai geweldige klomp druk wat jy ons ervaar. Van wat ook al, of dit nou werksdruk of akademiese druk of sportdruk of verhoudingsdruk is, as ons net gaan tyd spandeer aan ons Here. Sodat ons met groter oorgawe kan leef as wat ons nou leef. Mag ons elkeen persoonlik vir die Here gaan vra, doelbewus, Here, waar het ek lou geword? Maak my asseblief weer brandend vir U. Die boodskap van hierdie laaste brief in Openbaring is duidelik. Pas op vir lou geloof. Moenie selfgenoegsaam raak nie, moenie Jesus buite los nie. Want onthou, Openbaring sê, ek kom gou met die wolk, en dan kom ek die ouens haal wat reeds oopgemaak het. Daarom gaan ons nie nog lafhartig wees nie, ons gaan brandend vir sy saak wees. Hoor ons weer sy stem vandag, kyk, ek staan by die deur en ek klop, gaan ons weer oopmaak, om inlaat en leef in volkome gemeenskap met hom. Kinders, help my gou weer asseblief. Dit is nou tyd dat die groot mense dit saam met ons sê. Dankie Alex, kom ons begin saam met jou.
Dennis? Goed, daar het julle dit. Gaan ons dit saam sê, ek sal dit vir julle wys as julle wil vashak. So al die gekrekeldes, dis nou julle, want die kinders het dit vir ons geleer. Ons moet luister en volhou en aanhou, want Jesus is by ons en hy is koning. Ek gee graag kans dat ons elkeen so vir 'n paar oomblikke by hom en haarself stil word in gebed. Here, dankie dat U elke gebed nou gehoor het en elke gebed in die toekoms ook sal hoor. Maak asseblief oop ons hart se poort vir U. Here Jesus, U ken ons harte. U sien waar ons lou geword het. Vergewe ons selfgenoegsaamheid asseblief. Leer ons weer om van U afhanklik te wees. Geef vir ons 'n nuwe vuur in ons geloof. En laat ons hierdie tafel gebruik om weer naby aan U te kom. Amen. Vriende, met die nagmaal het ons die voorreg om 'n ete saam te eet. 'n Klein ete wat bestaan uit 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn en druiwesap. Ons het die voorreg om met God te eet en uit God se hand te eet, want hy is die gasheer. En jy moet dit hoor. God begeer jou teenwoordigheid aan sy tafel. Hy nooi jou. Elkeen van ons kan maar vir ons 'n wit klippie gaan optel in die tuin of elders en sy naam daarop skryf, want jy is genooi, nie oor jou waarde of jou status, oor jou geld of jou besittings of jou prestasies en jou ideale nie jou godsdienstigheid of die goeie werke wat jy het nie, maar omdat God is, wat uitreik na jou om vandag en elke dag van jou lewe by hom aan sy tafel te kom eet. Maar om jou voete onder God se tafel in te steek is 'n belydenis dat jy hom met jou hele hart en jou hele lewe vertrou. Dit is 'n uitdrukking van die feit dat jy met albei hande aan hom vashou en met al twee oë na hom kyk. Dat jy in alle omstandighede alles van God verwag. Dit is om God alleen toe te laat om jou honger na geluk en gemoedsrus te stil. Dit is om 'n hart te hê wat nie verdeel is nie. Dit is om jou hele lewe radikaal om te keer en op 'n nuwe manier te leef. God is nie skaam om jou aan sy tafel te hê nie. Dit is en bly 'n ewige wonder.
Ons het nie reg op hierdie ete nie, maar God begeer jou teenwoordigheid. Hy wil dat jy sy gasvryheid sal beleef, sy aanbod van lewe in die offer van sy seun. Daarom mag jy jou verlaat op hom, jou verdeelde hart verbind en mag jy aansit vir die ete. Mag jy nagmaal vier, mag jy vir altyd aansit by die tafel van die Here en uit sy hande eet, groot en klein. Ons gaan nou die tafel gereed maak. Terwyl ons dit gereed maak, gaan u as gemeente die 299 se eerste vers sing, waarna ons dan nou net hier by die tafel vers oppraat. Kies die daai ene gaan teenoor net hier. Daar sê. Gee my net gou kans, ek wil net gou betye, jammer. Vriende, ons gaan die tekens vir julle uitdeel. Die binneste kringetjie is wit druiwesap en buitekant om is die wyn. Dan kry jy kry ook 'n broodjie, 'n bordjie met die brood gaan eers verbykom. Julle sal sien daar's sulke lang stukkies, so daar waar julle as familie bymekaar sit, kan julle dit as familie gebruik en die familiehoof kan sommer dan nou dit wanneer ons dit hier voorbreek, dit daar breek en uitdeel met die woorde vir mekaar, dit is Jesus se liggaam, om dit sommer ook 'n bietjie tasbaar op dit weer te maak vir al waar kinders is. En ons nooi julle regtig almal uit. Julle is regtig welkom. Enige een wat wil sê Jesus is lief vir my en ek is lief vir Jesus, is baie welkom om dit te gebruik.
Kan ons net doodseker maak as daar enige iemand wat dalk by daar buis met die brood oorgeslaan is? Iemand wat met druiwesap oorgeslaan is? Iemand wat met wyn oorgeslaan is? Baie dankie. Onse dierbare God en Hemelvader, ons sit vanmôre met die tekens van U liefde, wat U onverdiend aan ons gee, gratis, uit liefde en in genade. Here, mag die gebruik van hierdie gawes in ons lewens 'n vrede bring, 'n vrede wat ons sal inspireer tot meer tyd met U, as gemeente, maar ook aan ons persoon. En ons as 'n gemeente wat groei in ons dienswerk. Hierdie week by Wintermark en by Street Store, by die bederfsentrum, by die werk en by die skool, terwyl ons sport deelneem en in ons huise, oral waar ons mag gaan. En mag dit bly groei, Here, sodat die wêreld wat dit so nodig het, na U toe sal kom. Seën die voedsel nou in ons liggaam soos net U kan. Amen. So met daai eerste nagmaal, terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem. En hy het die seën gevra en daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: neem dit, dit is my liggaam. Teken vir Jesus se 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 liggaam. Teken vir Jesus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat dit waarlik ook vir jou is. Toe het Jesus die beker geneem, nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee dit vir hulle. En hulle het almal daar uitgedrink en hy sê vir hulle: dit is my bloed, die bloed waardeur ek verbond beseël. Bloed waar baie mense vergiet word. Neem, drink, dink daaraan en glo dat dit ook vir jou is. Teken vir Jesus se bloed. Teken vir Jesus se bloed. Teken vir Jesus se bloed.
Here, soos wat die soetigheid in ons keel afvloei, mag u Gees so op ons kom. Mag ons dit so beleef, dat u Gees op hierdie Pinksterdag so op elkeen van ons kom sit, dat ons verryk hier sal uitstap, vol moed vir die taak wat vir ons voorlê. En wil u ons deur die Gees krag gee om te doen wat u wil hê ons moet doen. Aan u alle eer. Amen. Kom ons dien die Here dan nou ook met ons dankoffers en ons offergawes. Baie dankie. Julle, dit was so mooi en dankie dat julle die diens vandag soveel kom inkleer het met julle pragtige musiek. Vriende, ons gaan nou klaarmaak in 'n slotlied, dis lied 587. Kyk, hy kom, wag, laat ons luister. En ons gaan vers 1 en vers 2 sing. So
vers 2 eindig, hy kom ons haal, daarom kan ons met hom ook die bruilofsmaal vier. Die Here is 'n genadige God, wat juis vir ons graag wil red, en mag ons dit ook so dan gaan lees. Is baie interessant van die lied, jy kan dit nou nie sien nie, maar as jy dit nou in die ou liedboek gaan kyk, dan sal jy sien vers 1 en vers 2, hulle noem dit 'n kelkgedig. Hy is geskryf, as jy die reeltjies so onder mekaar sit, in die vorm van 'n nagmaalsbeker. En daarom is dit ook 'n baie gepaste lied, wat nie net sê, hy kom nie, maar hy kom weer, en hy is maar tussenin, is hy met ons elke oomblik, elke dag. Kom ons staan, kom ons sing dit saam. Ontvang die seën van die Here. Ek bid dat God, wat vrede tussen ons en hom gemaak het, julle lewe geheel en al vir hom op sy sal sit. Mag hy julle met alles binne in julle oppas, tot daardie dag dat ons Here Jesus Christus weerkom. Mag hy julle op 'n dag silwerskoon voor Christus laat staan, sonder 'n spikkeltjie sonde in julle lewe. Hy wat julle geroep het, is getrou, en hy sal dit doen. Amen.